Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 462 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran en dit is die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, in die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Hoofstuk nummer 44. Die misnieuwel, Surah 44, Ad-Durhan of Ad-Dukhan, and that is the smoke of the mist. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige, ligte straf word deur streng straf opgevolg. En ons begin met die allegoriese letters, want dit is Ha Miem. By die boek wat verduidelik, waarlik ons het dit in 'n geseënde nag geopenbaar en ons waarsku altyd. Daarin word alles verduidelik, 'n gebod van ons, waarlik ons stuur altyd boodskappers, 'n genade van U Heer, voorwaar. Hy is die alleshorende, die alleswetende, die Heer van die hemele en die aarde, en wat tussen hulle is, indien julle seker wil wees. Daar is geen God buiten hom nie, asseblief mense, asseblief mense. Don't make this mistake, please. There is only one God. God does not have a mother, He does not have a father, He does not have a son, He does not have a daughter. Mary is not the mother of God. Jesus is not the Son of God. Jesus is a mighty messenger of God, a great messenger, a great person, a wonderful person, but He is not God. Asseblief mense, if anybody has come out of a woman's womb, that person cannot be God and is not God. Asseblief mense, don't ever make that mistake. Daar is geen God buiten hom nie. Hy gee lewe en ook die dood, julle Heer en die Heer van julle vaders en ouds. Nee, in twyfel speel hulle. Wag dan vir die dag waarop die hemel 'n duidelike misnieuwel teweeg sal bring, wat die mense sal bedek. Dit is 'n smartlike straf. They'll see like a mist coming, and they'll wonder what it is. Is that a dust storm in the desert? Why can't we see clearly what is going on? That thing is containing a major punishment. Nee? Ons Heer verwyder die straf van ons, waarlik ons is gelowig, sal hulle sê. Wanneer sal hulle herinner word? En 'n boodskapper wat verduidelik, het inderdaad na hulle gekom. Tog het hulle van hom weggedraai en gesê, iemand deur ander onderwys, 'n besittene. Ons sal die straf effens verlig, maar julle sal sekerlik tot die kwaad terugkeer. Op die dag wanneer ons hulle met 'n geweldige greep sal vasvat, sal ons hulle sekerlik met die straf vergeld. En ons het die volk van Farao voor hulle reeds op die proef gestel, en 'n edele boodskapper het na hulle gekom en gesê, oorhandig aan my die dienaars van Allah. Waarlik, ek is vir julle 'n betroubare boodskapper. En verhef julle nie teen Allah nie, voorwaar, ek bring julle 'n duidelike leiding. En ek soek toevlug by my Heer, uit vrees dat julle my sal stenig. En as julle nie in my glo nie, laat my dan alleen. Toe het hy sy Heer aangeroep. Dit is inderdaad 'n sondige volk.
Allah het gesê, trek dan weg met my dienaars gedurende die nag, want julle sal sekerlik agtervolg word en laat die kalmse agter. Voorwaar, hulle is 'n skare wat verdrink sal word. Hoeveel tuine en fonteine het hulle agtergelaat, en koringvelde en goeie plekke, en genietinge waarin hulle hul verheug het. So was dit, en ons het 'n ander volk dit laat erf. Die hemel en die aarde het nie oor hulle geween nie, nog minder is aan hulle uitstel verleen. Lekker bly, join me in the next episode. Alhamdulillah Rabbil Alamin.